Partykeer het ons nodig om na die Here toe te hardloop. Partykeer moet ons in pas met God stap en luister en hom volg. En is juist wanneer ons klein voel en moeg voel en nie meer weet hoe om vorentoe te gaan nie, wat God ons optel en ons dra. Is juist wanneer ons voor 'n muur te staan kom, geestelik of in ons lewe fisies of finansiëel of in ons gesinne, wat ons voel ons staan teen 'n muur, daar is nie 'n manier vir ons om vorentoe te gaan nie. Dis juist dan wanneer God vir ons deure oopmaak. En agter elke deur en elke geleentheid wat God vir ons gee, is daar nie 'n struik of 'n mislukking nie, maar 'n geleentheid vir die Heilige Gees om te werk. Jy moet net bereid wees om deur daai deur te stap en daai geleentheid te vat. Hy bring altyd 100%, selfs as ek net 1% het om te gee. Selfs as ek op 'n punt is waar dit al is wat oor is. Want dis nie my krag wat tel nie, dis nie my slimmigheid wat tel nie, dis nie my idee wat tel nie, maar dis God se teenwoordigheid en sy krag wat juis na vore kom wanneer ons op ons laagste is, as ons nie in die pad kom nie en terugstaan, laat hy werk. Sagaria 4 vers 10a lees ons, want wie het verag die dag van die klein beginner? Almal het gelag toe hulle begin het met die herbou van die tempel, maar hulle het nie besef dat dit God is wat die werk gaan doen nie. Hulle het nie besef dat God net iemand gesoek het wat bereid was om te sê, ek gaan begin nie. Al voel jou bydra klein of onbeduidend, al voel die bietjie wat jy het om te gee, dat dit eenvoudig is, moenie die dag van die klein begin minag nie. Moenie dink dis nie genoeg nie. God het 'n geskiedenis van mense gebruik wat die wêreld afgeskryf het. Mense wat die wêreld verag het God gebruik om die grootste wonderwerke mee te doen. 1 Tessalonisense 5 vers 24 sê, hy wat julle roep is getrou, hy sal dit ook doen. God wil jou gebruik. As jy bereid is om te gaan, God is getrou, hy gaan groot dinge deur jou kan doen. En jy is nie te klein om 'n verskil te maak nie. Jy hoef niks te beplan nie. Jy hoef net te vertrou op God. Jy hoef nie te wonder oor hoe jy dit gaan doen nie. Jy gee dit net oor vir God. Jy hoef nie elke antwoord te hê nie. God het al die antwoorde. Jy hoef net gehoorsaam te wees. Jy hoef net te vra. Jy hoef net te bid en God sal dit doen. Jou lewe moet 'n lewe van gebed wees, 'n lewe van vertrou wees, want jou vertroue en jou geloof sit God in werking. In 2 Korintiërs 12 vers 9, en hy sê vir my, my genade is genoeg vir jou, want my krag word in swakheid volbring. Paulus het na die Here toe gegaan en gesê, Here, ek is swak, help my. Here, ek is swak, vat hierdie ding weg van my af. En die Here het gesê, my genade is genoeg vir jou. Want jou swakheid is nie 'n struikelblok nie. Dis 'n verhoog vir God se krag om te werk. Dis wanneer ek en jy opraak en moedeloos raak, wat sy gees werklik kan beginne werk. Wanneer ons besef dat dit nie ons bekwaamheid is wat ons vorentoe vat in God se koninkryk nie, maar laat dit gaan oor sy teenwoordigheid in ons lewe, dan kan ons vrede ontvang. Dan kan ons rus in die wete dat God die werk sal doen as ons die vertroue in hom sit. Dit is dan wanneer ons besef dat hy die deur oopmaak, dat hy die vrug bring en jy moet hom net volg, jy moet net glo en jy moet net in 'n aanbiddingsposisie wees. Dis juis wanneer ons op is, wanneer God volmaak is. Hemelse Vader, ons kom vanmôre na U toe en ons kom sê, Here, ons is klein. Here, ons verstaan nie alles nie. Here, ons weet nie meer in watter rigting om te gaan nie. Here, kom vat ons vandag en kom dra ons deur hierdie dag. En kom maak ons oë oop, sodat ons die deure kan sien wat U oopmaak. En gee vir ons die deursettingsvermoë om daar te kan deurstaan. En Here, dankie dat U absoluut in ons lewe seëvier. Ons eer en verheerlik U naam. Amen.